Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons kom by ons heel laaste Roete 14:6 pitstoppe. Roete 14:6 verwys na Johannes 14 vers 6 waar Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. 'n Roete 14:6 lewe is 'n lewe waar ons kruis opneem, ons Here Jesus Christus volg met alles in ons en elke tree wat ons gee. Op die pad agter hom aan is die pad van die lewe en dis waarop ons lewens heeltemal toewy aan. Ons het die laaste paar weke gekyk na 'n onderafdeling, stroom op, wat leer dat ons as gelowiges partykeer teen die stroom gaan moet leef en dat ou bietjie winde van voor gaan kry partykeer, maar dat ons moet volhard. Ons het gekyk na die volgende punte, ons is nie van hierdie wêreld nie, ons word nie gelyk met die wêreld nie, ons soek nie mense koninkryke nie, ons is gehoorsaam aan God bo enige iets anders. Ons bly op die smalweg wat 'n Roete 14:6 lewe is en vandag dan by ons heel laaste een in 'n stroom op lewe is ons roeping om die Here se lig te skyn. Jesus leer vir ons in Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander en so gee dit lig vir almal in die huis. In vers 16 word vir ons geleer, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. So die opdrag wat die Here vir ons hier gee is, laat jou lig skyn, en die waarheid is dat aan die kern van lig bring, is die verkondiging en die uitleef van die goeie nuus of die evangelie van Jesus Christus ons Here. En aangesien Jesus die lig van die wêreld is, soos hy vir ons leer ook in Johannes 8, so moet sy volgelinge ook daardie lig laat skyn. Soos ligte van 'n stad, wat die donker platteland verlig, of 'n lamp binne 'n huis wat lig verskaf vir almal daarin, so moet Christene hulle goeie werke vir die res van die wêreld laat skyn, sodat ander God kan prys. So ons kan eintlik sê, ons moet vir Jesus na mense toe bring, deur so in en uit om te leef, dat mense die dinge wat van hom kom, kan sien in ons handelinge. Die goeie werke word natuurlik gesien as die vrugte in ooreenstemming met bekering, soos Matteus 3 vers 8 leer, dra liewer vrugte wat by die bekering pas. Beide die metafore sout en lig laat die belangrike vrae ontstaan oor die Christelike betrokkenheid in die samelewing en hoe gelowiges hulle nie kan onttrek van die samelewing nie. Ons kan geen verskil maak in 'n samelewing as ons nie uitgaan in daardie samelewing nie. Ons word ook nie geroep dan om sekulêre magstrukture te beheer nie. Ons word ook nie beloof dat ons wetgewing en waardes van die wêreld, dat ons die wetgewing en waardes van die wêreld kan verchristelik nie. Ons weet, baie leiers en mense wat daar buite leef is nie uitverkies nie en is nie kinders van die Here nie en is nie gepla met sy waarheid en soek sy eer nie. Dis juist wat ons rol inkom, daai donker wat die mense wat vervalle lewe in die sondigheid skep, dat ons die lig van die Here daar moet bring. Ons moet daarom aktiewe behouers van die Here se waarheid wees, en jy kan geen invloed hê indien jy nie 'n rol speel nie. Daarom moet ons uitgaan in die wêreld en die lig van die Here skyn. So ons moet die vraag vra, hoe kry ons dit reg? Hoe dra ek hierdie vrugte? Want sê, dis die vrugte wat die mense sien, waarin die Here dan verheerlik word. Ons kry dit reg en die grondslag daarvan is 'n verhouding met Jesus Christus, waar ons nie meer leef nie, maar hy deur ons leef. So maak hy vir ons duidelik in die beeld van die wingerdstok. Johannes 15 vers 4 tot 5, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as hy nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis met ander woorde 'n lewe wat so oorgegee is aan die Here Jesus Christus, dat alles wat ons is, sê, dink en doen, uit hom, vir hom en tot hom is. Dat ons waarlik die Here verheerlik, deur Jesus vrugte te dra, elke oomblik van ons lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons 'n verhouding met U kan hê, en dat hierdie verhouding lewendig is, dat U ons verlos en nuut maak. Dankie ook dat ons in en uit U kan leef, en wil U ons lei deur die Heilige Gees, om U te verheerlik in 'n lewe wat totaal toegewy is aan U, sodat U in hierdie wêreld verheerlik kan word, omdat ons uit U en deur U en tot U leef. In Jesus se naam. Amen.